die Here. Hy is goed en hy is groot. Halleluja. Halleluja. Gaan dit oral met julle? Is jy okay? Jy weet, het is baie keer goed om nie okay te wees nie. Het is baie keer goed om nie okay te wees nie. Prys die naam van die Here. Jy weet, baie keer moet ons nie okay wees nie, sodat ons die teenwoordigheid van die Here kan sien. Almal onthou die tabernakel, julle weet wat die tabernakel is, hy het ons nou die heilige plek, en dan gaan die priester ons na die allerheiligste plek toe. Dan het hy nog uit 'n groot jas wat hy aantrek, of 'n toga wat hulle dit noem aantrek. Nou onder daai het hy nou niks aan nie, hy het net die toga aan, want hy mag niks daarin sal instap nie. Nou in die toga is sulke hakkies gewerk, wat hom geïrriteerd het, om hom te hinder, om God te eer. So kom ek sê, is baie keer goed om nie okay te wees nie, sodat dit jou kan herinner om God te eer, vir wie hy is. Baie keer goed om nie okay te wees. Gister het ons ons verkope gehad, en fantasties, was lekker geweest, daar by die mark, by die mall geweest. En man, op 'n stadium sien ons maar hierdie chippies van ons, hulle is nou nie meer vel nie. Jy moet hulle nou nie meer eet nie, want as jy hulle nou gaan eet, gaan jy nou vir jou 'n dokter vasloop. Ja. En ek bel toe vir Paul, almal ken vir Paul daar by Philips Kafee. Ek sê vir hom, Paul, nou moet jy my help. Hier's nou probleme. Hy sê nee, kom, bring vir jou bakke saam. Hy gee vir my chips. Ons kan dit net gaan bak. Ek sê pragtig, prys Here. En ek en hy staan so in gesels en ons weet nog maar, ons praat en ek is so dankbaar dat Paul ook 'n man van die Here, van God is. En dit is so lekker om hom te gesels en ons praat ons maar so rondom die woord van die Here en ons gesels en nou staan ek daar en hy sê weet jy wat, hy wil vir my iets vertel. En hy sê hier's hierdie ou, sy ma is siek. Sy ma lê in die hospitaal. Sy is nou al oud en is maar vir hom is dit moeilik, maar aan die een kant verstaan die man dat sy ma oud is. So die verwagting van dat sy binnekort gaan wegval is daar. En hy het al vrede in sy hart gemaak met daai besluit. Maar aan die ander kant lê sy vriend, sy beste vriend, in 'n ander hospitaal. Maar aan die ander kant van die stad. So nou elke aand as hy van die werk afkom, ons stop eers by sy ma. En dan kyk hy by sy ma en hy bid vir haar en hy lê hande op vir haar. En hy sê Here dat U wil geskied, maar weet nie ons onthou hy het vrede in sy hart oor sy ma, want sy is mos nou 'n paar laaste jare. En dan as hy daar weg is, dan ry hy na sy vriend toe. En dis sy beste vriend. En hulle dien die Here saam en dit was so lekker gewees. En hy lê hande op sy vriend en hy bid vir sy vriend vir genesing. En hy bid vir dit. Maar elke aand as hy daar kom, dan sien hy sy vriend verswak. Sy vriend se kondisie gaan al agteruit. En hulle bid. En so gaan dit aan. Dag na dag na dag. En hy sê vir homself hier in jong, ek weet my ma is oud en ek verstaan dit. Sy kan, dis alright as sy wegval. Maar net nie sy vriend nie. Hy het nog so lang lewe wat voor hom lê, wat oop lê. En die dag kom hy op met sy vriend en hulle lê hande op en hy bid en sy vriend sien, maar jong, hy is daar moedeloos vermaak. Hy vra hom so met hierdie rustige en sagte stem, waaroor is hy moedeloos? Waaroor is hy moedeloos? En hy sê, jong, ons bid nou hoe lank vir die Here om jou te genees. En dan gebeur niks. Alles gaan agteruit. Alles beweeg agteruit.
Jy verswak elke dag. Hy gryp sy vriend so in die arm en hy trek hom nader en hy fluister met sy oor. Hy sê as almal uit is uit die kamer uit en die ligte is af en die susters het nou hulle ding gaan doen daar in die gange, dan kom ons moet die Here op hierso. Hy sê hy verkies eerder die Here se teenwoordigheid voordat hy sy genesing kies. Hy sê hy kies eerder die Here se teenwoordigheid. Ons is so gefokus, ouens, op dit wat ons wil hê. Ek wil genesing hê. Yes. Wil die Here dit ook vir jou hê? Ja, natuurlik. Verseker. Ek wil hierdie goed hê in my lewe. Ek wil verlos word van hierdie goed. En ek wil deur hierdie dinge gaan deur my lewe. Wil die Here dit vir jou hê? Natuurlik, want hy sê en hy beloof vir ons 'n hoopvolle toekoms. Natuurlik wil hy dit hê vir jou. Ons fokus jy daarop. Of fokus jy, Here, ek soek meer van die teenwoordigheid. Here, ek soek die teenwoordigheid sodat daai goed kan plaasvind in my lewe. Maar ons fokus te veel op dit wat ons wil hê. Ons fokus so erg op genesing en ek glo vanmôre jy sit jy is miskien hier vanmôre wat fokus op 'n ding en jy weet die Here kan dit doen. Maar op wat is jou fokus gerig? Is dit jou fokus op die teenwoordigheid van die Here? En sê Here asseblief, raak my aan, genees my. Of is dit Here, ek wil die teenwoordigheid ervaar. Wat is vir jou beter? Wat is vir jou beter? Here, ek wil die teenwoordigheid ervaar. Vader, ek kom en ek bid hier vanmôre, Here. Here, dat ons nie net sal vaskyk in hierdie dinge nie. En hierdie dinge wat moet gebeur in ons lewens nie. Vader, maar dat ons die teenwoordigheid sal ervaar. Vader, ek bid, Here, dat die teenwoordigheid deur ons manifesteer. Here, ons soek, Here, sê vir ons in die woord, soek eers die koninkryk van God. Here, kom fokus op God. Here, kom ons soek God se hart. Ons eer U daarvoor. In Jesus naam. Amen. Amelie, kan jy daar afsit vir nou, asseblief. Wil jy vir oopmaak op daar Galasiërs 5. Galasiërs 5. Dan vers 16. Galasiërs 5. Galasiërs 5 vers 16. Het julle hom? Vers 16 sê, maar ek sê, wandel deur die Gees, dan sal jy nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie. Vers 18 sê, maar as jy deur die Gees gelei word, dan is jy nie onder die wet nie. Vers 25 sê, as ons deur die Gees lewe, laat ons ook deur die Gees wandel. Hier kom Paulus en hy noem 3 goed. Wandel deur die Gees beteken walk in the Spirit. Vers 18, gelei word deur die Gees, om gelei te word. En dan kom hy hier weer en hy sê, as ons deur die Gees lewe, dan sal ons ook deur die Gees wandel. Maar kan ek
Gaan vanmôre die Engels vir jou lees. Hoor wat sê die Engels? Hy sê, I said then, walk by the Spirit, and you will certainly not carry out the desire of the flesh. Vers 18 sê, but if you are led by the Spirit, you are not under the law. Vers 25 sê, if you live by the Spirit, let us also keep in step with the Spirit. Keep in step with the Spirit. Nou is dit goed om te wandel, om gelei te word en dan om in stap te bly met die Heilige Gees. So maklik vir ons om te sê, Here, kom lei my. So maklik om vanmôre te sê, Here, hier is ek. Wys my die pad aan. So maklik vanmôre om te sê, Here, gee my vandag my daaglikse brood, wat beteken die rigting ook wat ek en jy moet beweeg. Dis nie net die voedsel wat ons inneem. Dis die rigting vir vandag. Want daar is 'n pad wat Jesus wil hê jy moet stap. Daar's 'n pad om by jou bestemming uit te kom, om by jou roeping, jou deel uit te kom en natuurlik om verder te gaan om in die ewige lewe te kom. En ek weet, jy gaan nie daar kom as gevolg van jou werke nie. Ek verstaan dit. En dit is wanneer ons glo. Maar as gevolg van jou geloof, kom daar goeie werke voor. Maar nou sê Paulus, ons moet loop. Nou sê ons moet gelei word, en dan moet ons in step with the Spirit. Engels sê vir my so mooi, in step with the Spirit. Nou Here, hoe doen ek dit? Hoe doen ek dit? Daar is so baie dinge wat ons doen. Men, byvoorbeeld, as iemand kom en hy vra vir jou, hulle soek asseblief direksies. Jy moet vir hulle gaan wys waarheen moet jy gaan. Jy moet by hierdie destinasie uitkom en ek wil weet, my wys asseblief. Jy moet nie sê nie, want ek is rigting mal. Wys vir my. Jy kom en jy gaan die sê, right, volg my. En dan gaan jy. Nou as hierdie ou nie agter jou aanloop of aanry nie, gaan hy nooit by sy plek kom waar hy moet wees, sy destinasie wees. So die ou het nodig om jou te volg. Ouens, so baie van ons sit op ons stoel en sê, Here, lei my. En nou verwag ons van die Here om jou op te tel en jou te vat na daar waar hy jou wil hê, na die plek waar hy jou wil hê. So baie. So baie. Ons wil gelei word deur die Heilige Gees. Ons almal het ons harte vir die Here gegee. Is ek reg? Soos ons laasweek gepraat het. Ons almal het ons hart vir die Here gegee. Het jy jou verstand ook vir God gegee? Het jy jou finansies vir God gegee? Het jy jou verhouding vir God gegee? Ons sê so maklik, Here, ek het my hart vir U gegee, en wat dan? Wat van die res van die goed? Ons sê ons wil deur die Gees gelei word. Wat dan? Wat van die res van die goed? Daar's so baie dinge wat saamloop, wat saam moet gebeur. Nou om in step with the Spirit te doen, het jy nodig om jou ore op te maak. Want daai selfde ou wat jou gevra het vir hierdie direksies om na daai plek toe te gaan, as hy nie luister vir wat jy sê om hier regs te draai of pasop vir die potter in die pad nie, wat gaan gebeur? Hy gaan hy gat trap. Hy gaan hy gat slaan. En verseker gaan hy vir jou kwaad wees. Want jy het hom nie, as jy hom nie gewaarsku het nie. Maar as jy hom gewaarsku het en hy het nie geluister nie, kan hy nie vir jou kwaad wees nie.
So as twee dinge om in step with the Spirit te wees. Eerste ding is ons begin opstaan. Genoeg het ons gesit en niks doen nie. Het is tyd dat ons opstaan om in step with the Spirit te wees. Ons is net een gees. Ons is een gees. Ons is een gees. En daai selfde gees woon in elkeen van ons. Of jy 5 jaar oud is, of jy 100 jaar oud is. Dis een gees. Ons moet dit verstaan van die Heilige Gees, dat is een gees. Van dieselfde gees wat Jesus uit die dood het opgeswek het, leef in ons. En dit staan ook so in Romeine 8 vers 11. Dieselfde gees wat Jesus uit die dood het opgewek het, leef in my en jou. Dis een gees. Ons het een gees. En ons moet daarin wandel. Ons het nodig om daarin te wandel. Ons moet in step with the Spirit. Nou, in step with the Spirit beteken om te luister en om op te staan. Maar het beteken ook om te beweeg. Het beteken ook om te beweeg. Dit help nie ons staan stil op een plek. En nou wil ons verwag dat die Here ons moet help nie. Die Here ons moet lei. Ons moet die pad stap. Dis nodig vir ons om die pad te stap. Dis tyd nodig. Maar hoe stap ek die pad? Daar's so baie dinge en natuurlik ons kan heeldag hieroor gesels en hoe baie dinge daar is om in lyn met die Here te loop en step in with the Spirit. Daar's so baie dinge wat ons kan sê oor hoe jy dit doen. Ons almal ken die versie ook, daar in Romeine 8. Baie gaan vir my na Romeine 8 toe asseblief. Romeine 8, vers 28, en julle ken die versie so mooi. Hy sê, en ons weet, dat vir julle wat God lief het, alles ten goeie meewerk, vir hulle wat na sy voorneme geroep is. Ken julle die versie? 28. En ons gebruik so baie hierdie versie, en wanneer ons bid, wanneer ons iemand bemoedig, want alles sal ten goeie meewerk vir die wat God lief het. Ons weet jy wat jy sê? Verstaan jy wat jy sê? Heel eenvoudig sê, alles sal ten goeie meewerk vir die wat God lief het. En my vraag is, het jy God lief? Eendag, ek weet nou nie van julle nie, maar ek weet my ma en my pa beklei. Hulle stry. Ek weet julle is nou baie goeie mense. Julle beklei ons nie met julle vrou of met julle mans nie. Julle stry nie eers met mekaar nie. Jy weet die man is die baas in die huis en dis verby. Hy is die hoof. Is ek reg? Come on, ag nee man. Hy is ons almal kry stry. En daar's 'n gestryde in ons huis en my ma en my pa stry. En na rukkie loop my pa. En hy kom terug. En hy sê vir my ma, hy is jammer. Hy is jammer uit. Hy is baie lief vir haar. En my ma kyk hom so. Dis 'n snaakse manier wat jy het om dit te wys. Come on, jy het ook nie al dit gesê nie. Snaakse manier wat jy het om dit te wys. Nou, liefde is nie net van sê nie. Is nie net van sê, ek het jou lief nie. Hierso kom Paulus en hy sê, jy moet wys dat jy God lief het. Nou, hoe bewys ek dat ek God lief het? Hoe bewys ek dat ek die Here lief het?
Om aan God gehoorsaam te wees, is nie wys. Is nie wys nie. Almal dink, ja, as ek net gehoorsaam is aan die Here, dan het ek mos lief. Maar gehoorsaamheid is nie liefde nie. Gehoorsaamheid is gehoorsaamheid. Jesus sê daar's twee gebooie en albei is gelyk staan met mekaar. Die een is jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou siel, met jou verstand. En hy sê 'n gebod wat hieraan gelyk staan is dat jy jou naaste moet lief hê. Right, nou vra ek weer, hoe wys ek dat ek God lief het? Deur ons naaste lief te hê. Ja, wie is jou naaste? Nie jou buurman daar by die huis nie, of agter jou voor jou nie. Ek en jy vanmôre hier, ons is mekaar se naaste. Ek moet die Here wys dat ek hom lief het, deur om jou lief te hê. Al het jy my skade gebroken. Al het jy my in die rug gesteek. Sê God, ek moet jou lief hê. En deur dat jou lief te hê, wys ek hom dat ek hom lief het. Het jy God lief? Dis 'n vraag wat jy jouself gaan beantwoord en moet asseblief dit nie sê nie. Vra jouself die vraag, het ek God lief? Wanneer ek in die straat loop, wanneer ek in Spar instap, het ek God lief? Wanneer ek by die munisipaliteit staan, voor daai venstertjie om my rekening uit te sorteer, het ek God lief? Wanneer ek by die robot stop en die karre verby sonder om te stop, het ek God lief? Wanneer ek uitstap en ek stap in die garage in en ek sien die venster is gebreek, het jy God lief? Het jy God lief? Dis jou naaste. Nou kan ek miskien vra, hoe lief het jy God? Van hulle gaan sê so bietjie, ander gaan sê bietjie meer. Want net nou het jy 'n taxi vir my ingedraai. Net nou het ek gehoor aan die ander kant die rak van Spar. Kyk, Spar praat boekdele. Ek weet nie, daai rakke, hulle kan baie Engels spreek. Van wat alles in die dorp aangaan. As jy iets wil hoor, gaan staan 'n bietjie in Spar se rakke. As jy wil weet wat aangaan in die dorp is nie vreeslik groot nie, as jy weet wat aangaan, gaan staan in Spar se rakke. Jy gaan, as jy 15 minute staan, dan sê jy presies weet wat in die dorp aangaan. Mense is nie eens meer skaam om dit weg te steek en saggies te Ek staan daar by die brood, besig om brood te sny. Staan twee dames hier agter my. En hulle ruk, dit is nie dat hulle sag praat nie. Jy kan alles hoor van die ene se man met daai ene se vrou en daai ene se boetie en daai dit so te mekaar. Ek het hulle verloor op die stadium. As ek 'n notaboekie gehad het, het ek notas gevat. Nou vra ek myself af, wanneer ek daar staan, het ek God lief? Ek draai om, ek stap na hulle toe. Vra hulle, van wie praat julle? Hulle sê die naam. Ek sê, maar het jy 'n nommer van hom? Hulle sê, ja, ek sê, kan ek hom kry asseblief? Ek probeer net bel of sê dat hy net hiernatoe kom, dat hy net sy kan verdedig.
Ek het hulle nog nie gesien nie. Hoe lief het jy God? Hoe lief het jy die Here? En so daai mense, daai twee vrouens, is nie die enigstes in die dorp wat dit doen nie. Hoeveel van julle is by die huise wat dit doen? En dis een dingetjie. Ons het laasweek gepraat van regverdig. Is dit regverdig? Wat sê God se woord? As ons dit doen, lewe ons regverdig volgens God se woord? As ons nie gaan begin opstaan, wat jy in jou huis by jou huis doen, is jou saak. Dis jou verantwoordelikheid. En glo my, as ek hoor van iets wat nie reg is in jou huis nie, dan gaan ek met jou praat. As ek hoor jy doen iets verkeerd, ek gaan met jou kom praat, nie om vir jou te sê, jy moet dit nie verkeerd doen nie, maar om te hoor, is dit waar? En as jy dan vir my jok en sê, nee, dit is nie waar nie, is jou verantwoordelikheid. Ons moet opstaan en mekaar begin help. Ons moet ons naaste lief hê. En ja, nee is ook liefde. My pa het altyd gesê, as hy my bou aan die brand geslaan, en sê, my kind, ek is net lief vir jou, dis hoekom ek dit doen. Partykeer moet ons bietjie mekaar se bou aan die brand slaan, sodat ons mekaar kan wys, ons is lief vir mekaar. Sodat ons ook kan oopgaan om te sien, waarmee is ons besig. Dinge in die geheim, bly nie geheim nie. Ons dink dit bly geheim. Die waarheid sal altyd uitkom. Alles het net by God. Geld wat God weet. Maar die waarheid sal by jou uitkom. Om te sê, Here, ek het U nie lief gehad nie. Ek is jammer. Vergewe my. Hoe lief het jy God? En dan so kan ons aangaan na so baie versies. Paulus kom hier in vers 8 en hy begin, hy sê, en ons weet. En ons weet, dat vir hulle wat God lief het, alles ten goeie sal meewerk. Nou die woordjie weet in die Grieks, is die woordjie I do, wat beteken, I surrender. Ek is oorgegee. I surrender. Nou vra ek weer, ons almal het ons harte vir die Here gegee. Maar het jy alles vir die Here gegee? En ons as mense doen dit nie. Ons gee nie alles vir die Here nie. Kom, want ek wil in beheer wees. As ek nou my finansies oorgee aan die Here, waarom is ek in beheer daar? Want hy beheer dit nou. As ek my verhouding gee vir die Here, wie is dan in beheer? God is beheer. So ons gee nie alles oor aan die Here nie, omdat ons in beheer wil wees. Kom ons kry dit uit. Ons is nie in beheer nie. Ons dink ons is in beheer. Want as God nie in beheer is nie, is Satan verseker in beheer. En hy laat ons dink, jy is hier die perfekte, jy is so in beheer, jy alles onder die beheer en alles is in plek en jy is georganiseer. En jy kan amper vir jou terugstaan en vir jou spook en sê, wow, well done man, you've got this. En jy kan trots voel, wow, nou is ek in beheer van hierdie geld.
En as jy jou oë uitvee, dan is dit weg. Wat maak ons? Ag Here. Ag, is so jammer, Here. Dan kruip ons terug na die Here toe. En nou is dit nie alles gebeur met jou wat jy vra vir die Here nie. Kijk, ek is nou nie 'n winter, ek is nie 'n somerou nie, ek is 'n wintermens. En ek hou nie van baadjies nie. Maar kom ons sê ons is bietjie daar in die Kaap, in Sutherland, en kyk, Sutherland is maar jou koudste gedeelte daar in die Kaap. Dit sneeu mos lekker, wit gesneeuw. Ja, dan sit ons almal daar. Natuurlik gaan ons baadjies aantrek. En wanneer jy daai baadjie aan het, voel jy beter. Jy kry nie meer so koud nie. Is ek reg? Ja, miskien jou neus, jy gaan nog koud kry as jy jou oortjies en jou missie op het en al daai mooi goedjies en dingetjies nie. Maar as jy jou baadjie aan het, dan voel jy voel cozy, soos wat hulle sê. Dis lekker. Jy voel sommer vars. As jy die baadjie aantrek en jy snankel so 'n bietjie. Het daai baadjie die omstandighede buitekant verander? Jy kry nog warmer. Dit, as jy na die temperatuurmeter kyk, bly dit nog steeds minus 10, 20. Weet jy wat? Dit bly nog steeds in die minus. Die baadjie wat jy aantrek verander nie jou buitekantse omstandighede nie. Die baadjie wat jy aantrek verander wat binnekant gaan. Nou, in step with the Spirit, is soos 'n baadjie wat ons aantrek. Dit verander nie omstandighede buitekant nie. Dit moet jou omstandighede binnekant verander. Jy het nodig om hier te verander, sodat dit wat jy buitekant sien, anderster te sien. Want die woord sê vir ons, dit gaan nie beter word nie. In hierdie wêreld gaan dit nie beter word nie, maar dit gaan slegter word. En ons lees wat geskryf is, daar in Openbaring. En ons glo wat daar geskryf is, en dit gaan so gebeur. En as ons bietjie gaan kyk, en ons sê, daar is die slim mense wat almal sê, die tekens is daar, ons kan dit sien, daar is al goed wat reeds gebeur, wat gesê het, wat God lankal terug neergepen het en geskryf het, en gesê dit gaan so gebeur. Want nou kyk ons rondom ons omstandighede vas, en in die buitekant. En die buitekant is 'n lekker sonnetjie wat brand. Lekker strand en die see wat jy nou kan terugsit en relax. En sê, Here, lei my. Jesus, Here, kom. Ek gee oor. I surrender. Ek gee oor. Lei my. Maar ons step nie in te spring. Ons soek nie die teenwoordigheid van God nie. Ons kyk in al hierdie goed vas, hierdie genesing, hierdie herstel van verhoudings, al hierdie dinge, kyk ons in vas. En ons sê nie, Here, kan ek die teenwoordigheid ervaar? Dis die baadjie wat ons aantrek, sodat die verandering hier kan plaasvind. En dan, die oomblik wanneer ons die baadjie aangetrek het, dan sal alle dinge ten goeie meewerk. Want dan het jy God lief. Want die vrug wat ons gaan dra, die vrugte van die Gees wat daar staan in Galasiërs 5, die liefde, die blydskap, al daai vrugte gaan op ons blom, wanneer ons in die 3 goed beweeg.
om in die Gees te wandel, om geleid te word vir die Gees, en om in step with the Spirit te wees. To be in step with the Spirit. Môre is donker. Ons weet nie wat môre gaan gebeur nie. Ons kan nie môre sien. Ons gaan geblinddoek in môre. En dis waarvan Paulus praat, om saam met die Gees te wandel. Walk with the Spirit. Dis die aksie. Maak nie saak wat gebeur nie. En want die Heilige Gees ons lei. Lead by the Spirit. Die Heilige Gees lei ons. En dan die oomblik wanneer ons in step with the Spirit, word jou oop gemaak. En jy sien die gevare. Jy sien wat verkeerd is. Jy sien die pad presies wat jy moet stap. En dan kan jy môre instap met boldness. En jy kan gereed wees vir dit wat kom. Want you are stepping in with the Spirit. Dis die van die Heilige Gees voor my en nou stap ek in môre. Nee, dis ingehaak met die Heilige Gees. En hier by my. En nou stap ek in môre. Want hy het my klaar gelei. Hy het my klaar gelei, ek het klaar saam geloop. Maar nou moet ek in hom stap. Om deur hierdie gat te kom, deur hierdie modder, oor hierdie berg. Om saam met hom te loop. Is jy bereid om saam met die Heilige Gees te loop? Sodat al hierdie goed en goede sal meewerk. Dit nodig geword. Sodat ons moet opstaan. Soos die Engels sê, walk the walk. Walk the walk. Walk the walk. Jou lewe. Moenie myne kom loop nie. Moenie jou man sin of jou vrou sin of jou oom of jou tannie sin kom loop nie. Loop joune. Loop joune. Die Heilige Gees is spesiaal vir jou daar. Die oomblik wanneer ons in step with the Spirit is, wanneer ons in die Heilige Gees is, sal jy weet, dat jy weet, dat God jou lief het. En wat sê die woord? Niks kan jou uit God se hand ruk nie. Jy sal dit weet, dat jy weet, dat dit die waarheid is. Wanneer ons in step is met die Spirit, want dan die vrugte van die Gees gaan oral op jou blom. Hierdie liefde, hierdie vrede, hierdie blydskap, hierdie selfbeheer. Want God is in beheer. Kom ons beweeg in die Gees. Kom ons beweeg deur die Gees. Kom ons laat toe, dat hy ons manifesteer. Kom ons soek nie hierdie genesing nie. Ja, miskien het jy vanmôre genesing nodig. Moenie daarop fokus nie. Moenie dit soek nie. Soek God se teenwoordigheid. Soek die teenwoordigheid van die Here. Miskien het jy 'n deurbraak nodig in jou lewe. Moenie op die deurbraak fokus nie. Fokus op God se teenwoordigheid. Dan sal die deurbraak plaasvind. Waar is jou fokus? Volgende week sal ons 'n bietjie praat. Maar hoor jy of luister jy? Asseblief, nooi al die mans
Ek wou vanoggend bedien het, maar dit was nou nie die woord vanoggend nie. Sorry maar. Waarom jij die woord zegt, jullie heel goed ziet, is dat voor de tweede nieuw laaste liefde gestaan. Dus kan hij ook de vraag, wie is iemand? Maar ik zit dit en dit, is eigenlijk. Ja. Ja, Ja, absoluut. Seker, absoluut. Dan is naaste. Ja, maar dit kan hij ook zien. Ja, nee, dis begin hier. Dit begin hier. Jou naaste begin hier. Nie langs jou nie. Vir julle skrif gegee. Jakobus 1 vers 22 en ons gaan môre so 'n bietjie daaroor gesels. Hy sê word daders van die woord en nie hoorders nie, wat julle self bedrieg nie. Want as iemand 'n hoorder van die woord is en nie 'n dader is nie, dit is soos 'n man wat in sy natuurlike gesig in die spieël sien, want hy sien homself en gaan weg en vergeet dadelik hoe hy gelyk het. Jakobus 1 vers 22. Kan ek vra, vat hierdie vers bietjie hierdie week. En gaan bid bietjie, gaan soek, gaan sit bietjie by die Here. Oor hierdie vers nie. En dan volgende week kom ons terug. En dan gesels ons lekker saam. Of hoor jy of luister jy? Kom ons sluit die oë. Vader, dankie dat ons kan weet hierdie is goed, hierdie is groot. Vader, dankie dat ons vanmôre ons harte kan oopmaak, Here. Vader, ek bid Here dat U ons sal vergewe, Here. Vergewe my, begin nie by my, Vader. Van waar ek nie alles oorgegee het nie. Here, vergewe my, Vader, Here, waar ek nie my naaste lief gehad het, Here. Here, vergewe my, Vader, Here, waar ek ander dinge gesoek het behalwe U teenwoordigheid, Here. Here, want ek kom agter, Here, waar U teenwoordigheid is, daar gebeur dinge. Toe waar U met Moses afgesak het, Here, daar 'n bos gebrand, daar dinge gebeur, Vader. Here, want U was daar, U teenwoordigheid was daar. Here, toe U afgesak het op die berg na Moses toe, het die berg gebrand, Vader, tot vandag toe, Vader, is daai berg swart gebrand bo, toe U teenwoordigheid neergedaal het. So wanneer U neerdaal, wanneer U teenwoordigheid daar is, verander daar dinge, Here. Vader, ek bid, Here, dat U teenwoordigheid sal neerdaal in elkeen se harte, in elkeen se lewens, Here, in elkeen se huisgesinne, Vader. Here, sodat al hierdie ander dinge waarvoor ons so soek en waarvoor ons so smag, Here, dat dit sal plaasvind in die naam van Jesus, Vader. Here, ek spreek lewe nou, Here, in elkeen se huis, in die naam van Jesus, Vader. Here, dat ons hierdie week sal uitgaan, Vader, om U naaste lief te hê, sodat ons kan wys, Here, dat ons U liefhet. Here, nie net sê dat ons U liefhet, Here, maar ons het U so lief. En ons dank U, Vader. Here, vir hierdie dag. Here, ons eer U daarvoor. In U naam. Amen. Amen.